Romeine 8 vers 38. Een ding weet ek vas en seker, niks kan ons ooit van Christus se liefde skei nie. Nie dood of lewe of engele of duiwelse magte nie. Nie ons vrees vir vandag of ons kommer oor môre nie. Ook nie bo-aardse magte nie. Ja, hoegenaamd niks daarbo of onder in die dieptes of elders in die skepping sal ons ooit kan skei van die liefde wat God in Christus Jesus ons Here vir ons het nie. My naam is Elsa Freiling en ek is getroud met Clifford. Ons het 3 pragtige seentjies. Graham is die oudste, hy is 9 en dan het ons ook 'n tweeling Anton en Davie. Hulle is nou amper 7, hulle word volgende maand 7. Ek werk as 'n regskonsultant, ek konsulteer vir maatskappye, so ek is 'n prokureur, maar ek praktiseer nie op die oomblik nie. Ons onkonvensionele ouerskapreis het eintlik begin voordat ons kinders gehad het. Beide ek en my man het infertiliteitsprobleme, so ons moes gegaan het vir ekstra behandeling. Ek het gegaan vir hormoonbehandeling en wat 'n wonderwerk op sigself is dat in die 3-4 jaar wat ons besig was met daai proses, het ek net 4 vrugbare eiertjies gehad en daarvan net 3 kindertjies gekom. So ek is heeltemal vasoortuig daarvan dat hulle moes gebore wees. En dan verder het dit seker begin die dag toe ek uitgevind het dat Anton 'n groot kans het dat hy Down syndroom het. Langs die kort het ons het verder besluit om te gaan vir 'n amniosintese. Ons het 'n tweede opinie gekry, dit was 1 uit 176. En toe besluit ons wil definitief weet en gegaan vir 'n amniosintese. En ja, in daai tyd, jy kan dit eers doen op 16 weke en dan moet jy nog 2 weke wag. So dit was nie die lekkerste tyd nie, maar en ja, en finaal na 18 weke het ons toe geweet dat Anton Down syndroom het. En toe moet ons besluit, wat gaan ons nou doen? Want nou moet jy besluit, gaan jy aborteer of gaan jy nie aborteer nie? En vir meeste mense wat jy daai vraag vra, het so vas, meeste mense wat nie swanger is of wat nie dit mee oorgekom het so 'n vaste idee, ja, ons gaan of nee, ons gaan nie, of hulle weet so wat hulle wil doen, maar dis heeltemal anders as dit jou realiteit is, né? Jy het so 'n besluit wat jy gedink het jy gaan doen en dan as jy gekonfronteer word daarmee, dan is dit nie altyd so maklik nie. So ons het op die ouend besluit, ons gaan aborteer. En die laaste oggend, voordat ons die dokter moet gaan sien, toe word my man wakker vroeg. En hy kom na my toe en hy sê vir my, ek weet verseker, soos ek weet verseker, Anton moet leef. Ja, so toe het ons besluit dat God sal vir ons help en ons weet, Anton se pad gaan, ja, is vir hom gelyk gemaak. So ek dink, lang storie, maar dis hoe ons geweet het, hoe ons onkonvensionele reis begin het. Die moeilikste aspek vir my, daar's natuurlik baie. Ek bedoel, toe ons moes besluit oor Anton se lewe, dit was baie moeilik, maar die moeilikste aspek vir my was toe ons uitgevind het Graham is op die spektrum. Dit was so, ons het op 6 maande na die tweeling na Anton gebore is, het ons vermoed en dis so 'n jaar na sy geboorte bevestig. En dit het my net gegooi, want 2 kinders, nee. 2 kinders met spesiale behoeftes. En ek het nie eers gedink ek gaan een hê nie. So dit was regtig vir my moeilik, want Anton is geliefd, Down syndroom kinders is geliefd, hulle is wonderlik, hulle is maklik, almal aanvaar hulle. Autistiese kinders is stout, hulle is moeilik, hulle is luister nie, hulle is all over the place en daar's nie ek wil amper sê 'n standaard nie, nee, as jy een autistiese kind ontmoet het jy een autistiese kind ontmoet. Hulle is almal verskillend. Daar's nie 'n handboek nie en met 'n autistiese kind wat mense nie verstaan van 'n mamma nie, soos jy sukkel self om met jou kind ekskuus vir Engels, maar te connect. Jy sukkel self om hom te verstaan en wie hy is en jy kan sien aan die een kant dat hy so verliefd om te gee, maar hoe wys hy dit? Hy weet self nie eens om dit te wys nie. So as jy as mamma dit verstaan, hoe gaan ander mense om te verstaan? En hy kon nie praat nie, op daai stadium met hy was hy nog in doeke, en hy was al 3-4 jaar oud, so dit was vir my regtig moeilik om daai te oorkom en om te weet,
ja, wat is die beste vir hom en hoe gaan ons hom hanteer tesame met Anton. So ons het 'n hele terapieprogram vir Anton, nou het ons 'n hele terapieprogram vir Graham en ons het en Dawie het ook sy aandag nodig. So om daai vir 1-jariges en 3-4-jariges te hanteer was regtig vir my seker die moeilikste tyd ooit. En in 'n wêreld waar almal se kinders aangaan en verstaan jy het normale probleme, my kind slaap dalk nie goed nie, maar my kind slaap dalk nie goed nie want ek weet nie wat met hom aangaan nie. Probleem. So dit was vir my seker die moeilikste tyd, ja. Ek dink wat ek in daai tyd gedoen het en na die tyd ek gedink dit was seker nie die beste manier om dit te doen nie, want mense wil help, mense weet nie hoe nie. As ek het myself onttrek. Ek het 1 of 2 vriendinne gehad wat ek by kon kom kuier en as die dinge net skeefloop, is ek in die kar en ek's weg, ons sou amper sonder om baie te sê. Of vriende het by ons gebraai en as hulle weet ek gaan kamer toe, dan is dit omdat ons nie 'n goeie nag het nie. So ek het myself geïsoleer. En ek dink eerder wat ek moes gedoen het is om meer oop gesprekke met vriendinne te hê, want ek dink hulle wou help en hulle het net nie geweet hoe nie. Verstaan? So ek dink wat ek toe gedoen het is om myself te isoleer in 'n baie klein groepie en definitief uit te reik na ander ouers met kinders soos ons wat verstaan, wat weet dinge is nie lekker nie, want ek het amper gevoel mense verstaan tot op 'n punt, verstaan, maar as Graham aanhou skree vir die hele nag lank, ek probeer wie wil daarna luister en dan het ek eerder nie gegaan nie. So ek dink ek sal dit as ek dit moet oordoen, dink ek gaan dit beter hanteer, maar toe het ek net heeltemal geïsoleer, sosiaal geïsoleer. Ons huwelik, my man is baie gelukkig, baie standvastig, baie rasioneel. Ek gaan op en af en hy is definitief my soliede basis. Hy is baie sosiaal ook, so ek dink wat vir hom moeilik was is toe ek sosiaal isoleer. Maar ek dink dit het 'n balans gegee dat hy nog steeds vir my aangemoedig het om nog steeds oop te maak vir 'n klein vriendekring. Hy is definitief my standvastige rots en alhoewel dit moeilik is vir hom om partykeer voel ek hy sluit emosioneel af en hy wil nie daaroor praat nie, en ek het nodig om daaroor te praat. So dit was moeilike tye in ons huwelik. Ek dink dis baie van daai dat jy mekaar 'n high five gee in die gang in die aand 2 uur as jy die pyjama drill doen. Maar ek dink om net daai tydjies te vat om so met ons tydjies om net mekaar weer in die oë te kyk. Verstaan, tydjies om net so saam koffie te drink. Is jy okay? Is ek okay? Ons hoef nie daar te praat nie, maar sit net langs mekaar en ons drink koffie en dit help. Ek dink ek is baie bevoorreg dat ek eerstens baie mense het wat vir my bid. Ek het my ma, my pa is definitief my grootste ondersteuners en partykeer is hulle daar by my fisies en partykeer is hulle net daar in gees. So ja, ek moet sê ek het regtig deur die hele tyd. Partykeer voel dit so amper soos 'n kombers om my wat ek kan voel mense dra my regtig en bid regtig vir my. En dan het ek regtig op 'n fisiese vlak ook net baie mense wat my help. Ek het ongelooflike 2-3 vrouens wat vir ons werk. Meer spesifiek is Hannetjie, so my kinders se ouma. So sy is al afgetree, maar sy kom nog steeds in want sy en Graham stap elke oggend. So dit is vir hom baie spesiaal en is vir hom baie spesiaal. En Katie is hulle fasiliteerder en sy staan en sy maak my hande ligter op soveel vlakke. So ek dink ek is baie bevoorreg daarvoor en dan ek dink die vers wat ek gelees het is ek kan nie eers onthou nie. Ek was iewers in die hoërskool al toe daai vers regtig vir my betekenis gekry het en dit is so, verstaan. Maak nie saak jy kommer oor môre nie. Die Here is by jou. Sy liefde is vir jou genoeg. Ja, so as ek ooit daaraan twyfel en ek weet nie of jy al gewoon of so gedink het nie, maar baie keer dink 'n mens jy kry kinders, nee, en dit is jou werk om dan na hulle te kyk. Maar hulle is God se kinders. Jy hoef nie na hulle te kyk nie. Jy is net hier om die fisiese ding. God kyk na hulle, so kom worry jy so baie. Ja. Besoek YouTube en tik in God se krag in my krisis.
Subscribe tot ons gratis kanaal vir nog stories van hoop.